voorlesing van 'n nuwe skrywe van Tannie Hessie. Ek vra om verskoning vir enige huisgeluide, honde wat blaf en goeters. Dit is huislik, want ek het nie 'n studio nie. Ek hoop wragtig nie dat hierdie melk suurklonte gaan maak wanneer ek klaar is met die melkkos nie. Dit is nou 'n ding wat ek nie kan verdra nie. Dit is suurmelk. Ek kan sommer sien dat die melk begin suur word, so deur die glasbottel, sê ek vir jou, deur die glasbottel waarin die melk is, praat Auntie Hessie terwyl sy voor die stoof staan en melkkos maak. Haar hande is besig en haar bril sak af na die punt van haar neus. Sy draai dan haar kop skuins na haar oorsekant toe, lig haar skouer op en druk die bril met haar skouer terug tot by haar oë. Die blerrie bril, sê sy. Ek sit langs die ou houttafel op 'n houtstoel wat oom Charles nog gemaak het. Op die tafel staan 'n potjie kaneel, 'n glasbottel vol plaasmelk en regte plaasbotter wat Auntie Hessie by Kruppelviljoen hier buite op die plaas kry. Kruppelviljoen is een van die 2 dogters van Oorle Appelviljoen. Hoe bedoel Auntie dat Auntie die melk deur die bottel kan sien suur word, vra ek. Kind, hoe ouer 'n mens word, hoe meer word jy ingestel op sulke goed, antwoord Auntie Hessie, terwyl sy daardie pot melkkos met die houtlepel werk, kop skouer toe laat sak en bril opdruk met die skouer. Ek sal moet spring as ek hierdie melkkos wil klaar kry voordat die donder weer hier is. Kyk, hy steek op daar van die bloekombos se kant af. As die weer eers hier is, dan is dit verby. Ek sal moet woeker. Meng daar vir my suiker en kaneel, asseblief tog kind, vra sy. En moenie suiker op die vloer mors nie, dit lok net mure, en dan sit ek nog met 'n muurplaag ook. Die goed kan mens mos nie uitgeroei kry nie. As hulle eers aan die teel is dit verby. Praat Auntie Hessie, haar aftrane praat baie vinnig. Ek sien nie dat daar groot weer aan die kom is nie, sê ek so ewe parmantig. Hy is op pad, help. Meng daai suiker en kaneel en moenie mors nie. En Auntie Hessie roer daai pot melkkos, sodat haar hele lyf aan die dril gaan soos ballonne vol water. Ek meng. Jy weet, my kind. Die einste Kruppelviljoen by wie ek hierdie plaasbotter en melk kry, se oorlede pa en ma, het op daardie selfde plaas geboer. Hulle het hom die naam Appelviljoen gegee, omdat sy appels die mooiste in die kontry was. Praat Auntie Hessie, gooi nog mesina in die pot en roer hom, so asof sy sement meng om 'n huis te bou. Haai jene Auntie, hoe weet Auntie dan dat hierdie man sulke beeldskone appels gehad het? En ek mors 'n bietjie suiker op die vloer. Ek is ook maar net van vlees en bloed. Kind, meng daai suiker en wragtig jy mors, sien ek mos. Dis nie 2 ure later of die weer is op pad op ons en brul van die bloekombos se kant af. Dit reën so vreeslik dat ek nie kan huis toe stap nie en Auntie Hessie sê dat ek eers by haar moet bly totdat dit opklaar. Kom kind, vat jy daardie hoop komberse, ek sal hierdie handdoeke vat. Ons moet die spieëls toegooi. Begin jy by die spaarkamer se spieël. Daardie spieël word met die dik kombers toegegooi. Hy is gevaarlik. As jy daar klaar is, gooi die spieël in die gang toe en dan die een in die voorhuis, order Auntie Hessie vir my. Toe hulle al die spieëls mooi netjies toegegooi en toegedraai het, slaan die eerste donderslag en kort op sy hakke 'n bliksemstraal. Kind, van klein af moes ons spieëls toegegooi het wanneer die bliksem so slaan. Die ou mense het gesê dat as 'n bliksemstraal die spieël tref, weerkaats daai straal terug en hy slat vir jou raak. Dit is wat met die viljoenvrou hier buite op die dorp gebeur het. Haar ouers het nog geleef.
daar het ook weer aangekom, en net toe Krippelviljoen die spieël wou toegooi, slaan daai bliksemstraal vir haar krippel deur die spieël. Vandag nog, as jy kyk, sal jy sien, sy stap effens krippel. Sies tog, die arme kind het nog al die jare 'n baie swak selfbeeld gehad. Toe nou nog dit ook nou nog. So het dit vir jare aangegaan. Tot vandag toe gooi Krippelviljoen die spieëls toe, as dit net lyk na donderweer. Die paar melkkoeie word in 'n stoor gejaag, want as die weer so bliksem, dan skrik hulle en die melk word so gou suur binne in die koei. Dis van 'n bliksemstraal, praat Auntie Hessie, en my mond hang oop van verbasing. Auntie, as hierdie nou die waarheid of net 'n storiemakery, vra ek. Kind, dis die waarheid. Kyk vir Krippelviljoen, dan sal jy sien. Maar in ieder geval, Krippelviljoen het nooit in haar lewe weer in 'n spieël na haarself gekyk nie. Al wat sy sien wanneer sy wel verby 'n spieël in die gang loop, is 'n monster. Maar hierdie affære het verander die dag toe sy vergeet het om een spieël toe te gooi met 'n verskriklike storm wat hierdie kontry getref het. Vertel Auntie Hessie so half geheimsinnig, en ek luister. Terwyl die storm woed, my kind, besluit ou Krippelviljoen om lipstifie aan te sit. Vir wat sy nou lipstifie wil aansit wanneer sy alleen by die huis is, sal net sy weet. Maar toe sy daardie dekseltjie van die lipstifie oopmaak om haar lippe in die spieeltjie te sien, slaan die weerlig reg in daardie klein spieeltjie en die straal mis haar met 'n millimeter. Krippelviljoen skrik haarself simpel en kyk onmiddellik of die ander been nie ook krippel geslaan is nie, goddanke nie. Sy gooi die lipstifie neer en gaan sit in 'n hoek en bewe. Toe alles verby is en die son kom deur, gaan haal sy al die handdoeke en komberse van die spieëls af. Toe sy die hoofslaapkamer, dis nou waar sy slaap, sy spieël oopmaak, staan daar die mooiste vrou in die spieël vir haar en kyk. Krippelviljoen glimlag vir die vrou, en die vrou glimlag terug.